Is weer wonderlik om hier so te wees, prys die Here saam met julle en 'n bietjie te kuier en ek dink ons gaan vandag klaarmaak met die nagmaal. Ek hoop julle dit geniet tot hier ver en ons vra die Here om ons verder hierdie aand te seën en sy Heilige Gees te stuur om ons te bedek en ons toe te maak en ons te omgord met die waarheid en ja, wat kan ek meer vra? En ek sê altyd vir die mense, ek, Niels van Sail, kan jou nie oortuig nie. Ek kan nie vir niemand oortuig nie, want dis die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees kan jou oortuig. Maar nou ja, kyk saam met my weer na 'n klompie versies en ek wil net 'n regstelling doen oor verledes keer se uitsending, toe ek gesê het, toe Jesus die avondmaal gebruik het, en die nagmaal ingestel het, was dit al in die Nuwe Testament, maar dis nie waar nie, die Nuwe Testament het eers begin toe Jesus gesterf het. Nou jy weet, partykeer sê my so vinnig iets, en ek het eers agterna, toe Renza dit redigeer, toe sien ek dit raak, maar toe het sy dit klaar geplaas, en so, ek noem maar net vir julle, toe Jesus die nagmaal ingestel het, was dit nog in die Ou Testament. Toe Jesus gesterf het, het hy die Nuwe Testament, het die Nuwe Testament geldig geword met sy dood. Goed, ek wil ook nou net sê, voor ek vergeet, julle weet, wat ek vir julle wys en bedien en sê, ek kan nie vir jou sê, jy moet dit nou doen nie. En jy moet dit so doen, en jy moet dit so. Nee, dis wat ek sê dit glad nie, want dan is ek besig om 'n nuwe leerstelling weer daar te sit. Nou is al genoeg leerstellings. Al wat ek doen is om vir jou te wys en skriffies saam met jou te lees, of jy kan dit saam met my lees, en dan kyk ons wat daar staan. En daarvandaan af is dit die werk van die Heilige Gees. Om dit dan vir jou te oortuig of om dit vir jou te openbaar. Dit is nie my werk nie. Wat ek net doen en ek voel die Here noop my om dit te doen. Om dit wat ek sien met ander te deel. Want dit doen wonders vir my, dit maak my excited, dit maak my baie meer lief vir die Here en dit gee vir my wysheid, kennis en insig hoe om die Here te behaag en hoe om die Here te dien en hoe om baie ander goed te verstaan. En dan, julle weet, wat ek absoluut iets teen het, is mense wat goed in die Bybel inpraat en sê, sekere dinge sê, dan neem hulle weg uit die woord uit, of hulle voeg by in die woord. Dis baie gevaarlik, dis baie gevaarlik. En ja, hier met die nagmaal ding ook, daar is so baie dinge wat ons in die kerkwêreld leer, wat nie volgens die Bybel is nie. En nou, weer eens wil ek vir jou sê, as jy voel, jy wil dit op die ou tradisionele manier gebruik en doen, dis goed. Ek sê nie jy gaan hel toe daardeur nie, glad en geheel nie. Maar, vir my maak dit saak. Vir my maak dit saak, laat ek weet. Maar as ek in 'n kerk inkom, en hulle sou vir my matsos of cream crackers gee, of wat ook al, geskuurde brood, sal ek dit gebruik. Ek sal nie wegstoot en sê, nee, hierdie is, ek drink nie uit 'n kelkie nie, ek drink liewer uit 'n beker uit, of ek eet nie gesuurde brood, eet net, nee. Ek dink, as jy weet, dan kan jy ook dit gebruik, wat nie volgens die Bybel is nie, maar in jou gedagte weet jy, dat jy doen dit, want dit herinner jou aan Jesus se dood. Dis eintlik waaroor dit gaan. Maar is net nice om te weet wat die Bybel sê. Ok, kom ons gaan aan. 1 Korintiërs 11 vers 25. Net so ook die beker. Onthou as dit nou oor die brood gepraat,
En nou gaan ons praat oor die beker, en dit wat in die beker moet wees. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Vers 26, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. So, hoekom gebruik ons die nagmaal? Om terug te dink aan Jesus. Ons doen dit tot, hy sê tot my gedagtenis, dat ons terugdink, elke keer as jy die nagmaal gebruik, dink jy terug aan sy bloed wat hy gestort het. Vir jou, vir my. En jy eet die brood oor die suffering wat hy deurgegaan het. Hoe swaar het hy gekry, en hy het sy vlees gekruisig, hy het regtig waar, was nederig, al die pad. En hy het dit gedoen vir jou en vir my. En elke keer wat ons die nagmaal gebruik, moet ons dit in herinnering roep. Goed, Levitikus 17 vers 11, ek wil dit in Engels lees. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls, for it is the blood that maketh an atonement for the soul. Nou wat lees ek hierso? For the life of the flesh is in the blood. Nou ek het dit spesiaal in Engels gelees, want hy is bietjie meer duideliker as wat die Afrikaans sê, die Afrikaans sê, ja, van die siel is in die bloed. Die lewe is in die bloed. Jesus het sy bloed gestort, met ander woord wat hy gestort, sy lewe het hy gegee. En dis al in Levitikus, maar hier het hulle van die letterlike gepraat, die letterlike, wat jy moet eet nie, moenie bloed eet nie, maar ek het dit net hier ingebring om vir jou te wys, die lewe is in die bloed, die lewe is in die bloed. Goed, Paulus skryf die volgende, 1 Korintiërs 11 vers 23, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Met ander woorde, as jy brood breek, tot sy gedagtenis, jy dink aan hom. En dan vers 25, net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit, so dikwels, hoor, so dikwels, as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Weereens, ons moet dit oproep in ons gedagte, waardeur Jesus gegaan het. Dit is baie belangrik, dat die ene wat dit gebruik, die gemeentelede, die mense, ek en jy, wanneer ons mag dit nooit vergeet nie, ons gebruik dit nie maar net, omdat dit nou 'n ritueel geword het nie. Dit mag nie 'n ritueel word nie, dit moet 'n ernstig, dit is 'n heilige sakrament hierdie. Kom ons kyk 'n bietjie na dit wat gedrink was. Ek gaan eers Matteus lees, Matteus se verduideliking, of nie verduideliking wat hier gebeur het, deur die oë van Matteus. Toe neem hy, dis Jesus die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit. Met ander woorde, hy het die beker gegee, en nou die Afrikaans sê, het hy gesê, drink almal daaruit. Nou, ek gaan alles vir jou lees, en dan gaan ons aan die einde 'n besluit maak. Jy vir jou, ek vir my. Wat is die waarheid? Wat is dit wat eintlik hier moet gebeur? Ek gaan vir julle alles lees. In die Engels, in die King James sê, and he took the cup and gave thanks, and gave it to them, saying, drink ye all of it. Nou, jy kan dit opbreek, jy kan sê, drink ye all of it. Of jy kan sê, drink ye all of it. Maar dit maak nou nie saak nie. Toe gaan kyk ek nou nog 2 ander vertalings. Die een sê,
take of it, all of you. Die ander vertaling sê, each one of you drink some of it. Nou, watter ene van hierdie is nou waar? Daarom sê die woord, study the word to show yourself approved. Study the word to show yourself approved. Maar ek glo nie, dit gaan saak maak wat jy besluit nie. Jy moet net weet, wanneer jy dit doen, hoekom jy dit doen. Is dit nie waar nie? Maar nou maak mense teleurstellings. Ek het al hoeveel keer in kerke gesien, as die nagmaal bedien word, dan bring hulle die kelkies om, en dan sê hulle, wie wil die beker hê? Ek meen, dis mos nou verwarrend. Dis nie die, iewers is daar 'n leuen, of iemand verstaan nie reg nie. En dit is waarom daar leiers is en leraars. Die woord van die Here sê hy daai 5voudige bediening om die heiliges toe te rus. Wat beteken die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk? Ek meen die heiliges moes veronderstel om alles nou te weet. Nee, dit beteken wanneer jy gered is, wanneer jy jou hande opgesteek het, wanneer jy Jesus aangeneem het, wanneer jy hom bely het as die koning van die konings en die redder van jou siel en die lam van God, en jy het jou lewe vir hom gegee, jy het hom bely, soos Romeine 10 sê, as jy die Here Jesus Christus bely met jou mond en jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Nou wanneer jy net gered is, dan het hy jou mos gered van al jou sonde, is dit nie waar nie? Of is daar nou 'n paar sondetjies wat hy sê, nee, wag, ek gaan dit nie nou al red nie, ek red jou van hierdie deel, die ander sal ek oor 'n jaar doen, of wanneer ook al. Nee, wanneer die Here jou red hy jou kompleet, klaar, op daai oomblik. Jy kan weer sondig, ek het weer gesondig. Ons almal, klein Johannes sê, as jy sê jy het nie sonde nie, dan lieg jy. En hy praat met jou en met my. So ons sondig elke dag, daarom moet ons elke dag Jesus Christus bely as ons redder en die koning van die konings. Ons moet dit doen. Maar, nou sê hy het hierdie mense, leraars en what have you, is om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Dit is daardie, kan ek nou maar sê, geestelike kindertjies, wat nou net gered is, om hulle toe te rus met die waarheid, met die woord van God, om die heiliges toe te rus. En as jy die heiliges moet toerus, moet jy mos nou weet wat hier aangaan. Jy moet seker maak, dat wat jy vir daai mensies leer, is in die woord van die Here. Anders het jy 'n probleem. Maar kom ons gaan aan, dat ons kyk waaruit moet ons dan nou drink. In Markus 14 vers 23, dis een van die ander evangelies. Toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle. En hulle het almal daaruit gedrink. Die eerste een sê, drink almal uit. Hier is dit nou tipe van, hy sê, en hulle het almal daaruit gedrink. Die Engels sê, and they all drank of it. Nie een keer het hy gesê, hulle moet daar uitdrink nie. Drink ye all of it, and they have drank of it. Die ander vertalings, 2 van hulle, they all had drink from it, they all drank from the cup. Nou, watter een is reg? Kom ons gaan na Lukas toe. Lukas 22 vers 17, dis wat Lukas sê. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Neem dit en deel dit onder julle. Die Engels sê, die King James sê, and he took the cup and gave thanks and said, take this and divide it among yourselves. Die ander 2 vertaling sê, make division of this among yourselves. Die ander een sê, take this cup and give it to everyone here. Mensies, kom ons kyk wat die waarheid is, volgens wat ek sien hier. As jy na die Grieks toe gaan, elke keer as hy sê, he took the cup,
is die Griekse woord hier, en dit vind jy in G4221, in jou Strongs konkordansie. Dis poterion. Ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, maar dit is wat ek lees hier. Poteiron. En wat beteken daai woord? 'n drinking vessel. Nou wat is 'n wessel? 'n wessel is 'n vat, 'n kruik, 'n fles, 'n kan, 'n houer, 'n kom. So jy kry verskillende wessels. Jy kan 'n vaatjie kry wat iets anderster. Hierdie kan 'n groot kan wees, maar is nie vir goed om te drink nie. Dis olie daarin. Jy kry verskillende houers. Maar hier sê hy wat se houer hierdie ene is. Nou, onthou nou, die wessel is iets groots. Dis wat baie goed inhou. Hy sê 'n drinking vessel. Met ander woorde, dis 'n vat of 'n kruik of 'n fles wat baie drinkende goed in het. Nou eintlik wat die Here dan gesê het, he took the cup. Met ander woorde is 'n wessel. 'n wessel. Nou ek sou dink, dit was 'n erdepot of 'n kleipot daai jare gewees. En hy het dit gewys. En hy het die beker, hierdie drinking vessel het hy geneem, en hy het gedank daaroor, and he gave it to them, saying, hy het dit vir hulle gegee, vat dit, en deel dit onder julle. Lukas sê dit maklik, deel dit onder julle. So ek glo nie, hulle het uit hierdie ding uitgedrink nie. Want, hoekom dink ek so? Omdat hulle besig was om te eet. En as hulle geëet het, het hulle nou die Pasga geëet. Hulle het die skaap geëet. Daar was natuurlik, die tafel was vol goeders gewees. En ek dink, elke ene van daai ouens het hulle eie beker, hulle eie kap gehad, koppie, drinking cup. Elke een het sy eie gehad. Ek glo nie daar was sulke grootetjies nie. Ek glo nie. Sou julle dink van die 12 disippels, en hulle het so 'n bekertjie gehad waarin hulle nou hulle, kom ons sê nou maar koffie en tee en goed gedrink het? Ek glo nie. Ek dink dit is oordentlike klei bekers, of hoe dit ook al was. Dit was oordentlike bekers waarin jy koffie drink of tee, sulke groot goed. Dit was nie so fancy nie. Ons maak hierdie goed so fancy. Dit moet so, ons het dit self gedoen. Toe ons begin het daai jare met ons bediening. Jene, alles moet so grand gewees het. En ja, en die kelkies, en ons het die goed nou nog. Maar in elk geval, dit was nie so nie. Hulle het die beker gevat, die Here het dit vir hulle gegee, hierdie wessel, waar sou hierdie vloeistof, ons gaan nou praat oor die vloeistof, waar sou dit vandaan gekom het? Of hoe sou dit daar gekom het? Dink julle in koppietjies? Of in een bekertjie? Vir almal? Nee, daar was 'n houer met dit in. En dit was dalk deel van die Pasga ook. Dit was dalk deel van die Pasga ook. Toe neem hy daai waar hy uit hulle vir hulle geskink het, en hy sê, deel dit onder julle. Drink elkeen hiervan. Beteken nie drink daaruit nie. Drink elkeen hiervan. En nou wat ons gedoen het, die jare toe ons nog in die bediening gehad het op die plot, dan het ons die tafel gedek, en ons het klomp koppies, daar was bekers en koppies uit die huis uit, en koppies en bekers, en ons het dit gepak op die tafel. En dan het ons 'n groot houer, nie een nie, maar meer, daar neergesit, en ons het die brood daar neergesit, gesuurde brood, en dan het ons vir almal gesê, dit is die nagmaal, jy kom nou self, ons het ons skorreltjie en ons handdoek daar gehad, almal was hulle hande, as hulle kom,
En dan kom breek hulle ook hulle eie broodjie af, want wanneer hulle hom afbreek, dan besef jy ook, jy is deel van dit wat die Here se hart breek, en wat sy liggaam, want jy weet wat sê die woord van die Here, dis in Hebreërs, hy sê, as jy die heerlikheid van God gesmaak het, en jy val terug, dan is dit onmoontlik om weer tot redding te kom, want jy kruisig Jesus weer. Met ander woorde, ons sê dan dankie Here dat u liggaam gebreek is. Ek wil deel hê van u liggaam. Here, so wanneer ek deur suffering gaan, wanneer ek ly vir u naam, wil ek soos u wees. Ek wil nederig wees. Ek wil soos u wees, Here. Nederig, soos 'n lam wat nie 'n woord gesê het toe hy 'n slagpaal toe gelei is nie. So wil ek ook wees. Ek wil soos u wees. Here, ek eet hierdie gesindheid van u, hierdie brood, hierdie nederigheid van u. Eet ek. Maak my nederig, Here, maak my tevrede, maak my vergenoegd, Here, met wat u wil in my lewe is. So, dit is wat ons hierin sien. Is nie 'n leerstelling nie. So, as jy voel, jy wil nog 'n kelkie drink, ek glo nie jy sal hel toe gaan nou oor nie. As jy uit die ander beker wil drink, en wanneer jy hom kry en jy moet die krummel so 'n bietjie wegblaas, ek maak nou maar 'n grappie, maar is waar, voordat jy 'n slukkie vat, of jou lippe nat maak. Jy moet dit drink. Hy sê nie maak jou lippe nat nie, jy moet dit drink. Maar met hierdie, amper sê koeksuster, hierdie ongesuurde, what does one call it? Cream crackers, ja, dankie liefie. Hierdie cream crackers wat hulle jou gee. As jy hom in jou mond sit, dan klou hy teen jou verhemel te vas, en dan is daar nie genoeg iets om 'n bietjie los te maak. Jy sukkel tot na die diens om met jou tong die ding van jou verhemel te af los te kry. Ek maak 'n grappie, maar mense, regtig waar. Ons gooi oordentlike porsie in 'n koppie. 'n Oordentlike porsie. Die Here het nie gesê, maak jou lippe, jy gooi. En as jy daai brood gebreek het, en jy eet die brood, beteken nie een nou stukkie in jou mond nie. Jy breek hom weer, jy eet 'n stuk brood, en jy sluk dit af met die wyn. Verkeerd. Met die druiwesap. Ek gaan vir julle wys, ons gaan nou kyk na wat was dit, wyn of druiwesap. Maar dit is hoe dit is. Nie net jou lippies nat maak nie. Gebruik dit oordentlik. Dis wat die Here wou hê. Ek is seker. Maar weer eens, as jy dit nie so gebruik nie, en jy gebruik dit op die tradisionele manier wat jy geleer het, is dit reg. Jy sal nie hel toe gaan nie, glo ek nie. Maar vir ons wat dit op hierdie manier doen, is net, man, dis so lekker, so lekker. Nou hoorie, kom ons gaan aan. Ek het hier, wanneer en waar kan ek deel hê aan die nagmaal? Wanneer? Nou wanneer? Jy kan enige plek deel hê aan die nagmaal, enige plek, in jou huis, buitekant, onder die boom, waar ook al. Waar jy dink is gerieflik, kan jy dit gebruik. In die kerk ook. Ek sê nie, dit mag glad nie in die kerk wees nie. Solank jy in die familie van Jesus Christus ingebore is, met ander woorde, jy's nie meer 'n vreemdeling nie, jy is gered deur die bloed van die lam, en jy aanvaar dit, en jy bely dit. Elke keer wanneer jy die nagmaal, moet jy dit bely. Here, dankie vir u wat gesterf het op die kruis, u bloed, u lewe wat u gestort het vir my. En u liggaam wat gebreek was vir my, Here, daai jare wat u op die aarde gestap het. Dankie daarvoor. Jy moet dit kan bely. So dan kan jy dit enige plek gebruik. Nou kom ek lees vir julle Handelinge 2 vers 36. Ek het laaste keer gesê, nagmaal is nie 'n kerkding nie. Kom ek lees vir julle. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel. En
van huis tot huis brood gebreek. En hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geëet. Van huis tot huis brood gebreek. Hulle was in die tempel, hulle het daar saamgekom, hulle het eendragtig volhard, en hulle het van huis tot huis gegaan. Nou, hoekom ek sê, dit is nie 'n kerk, dit kan nie eintlik in 'n kerk gebruik word nie. Ja, dit kan. As jy as leier, as jy as ene wat in beheer is van die gemeente of die kerk, die gemeente, en jy weet voor jou siel dat elke ene van daardie gemeentelede is gered, kan jy dit daar hou. Maar as jy nie seker is nie, either moet jy dan vir daai persoon sê wat jy nie seker van, nee jong, hou jy bietjie vas, moenie nagmaal gebruik nie. Maar wie gaan dit doen? Wie gaan dit doen? Niemand gaan dit doen nie. Daarom is dit gevaarlik. Nagmaal moet, as jy net 'n paar mense in 'n huis is, as jy aan 'n huis kom, dan weet jy wie's gered daar. En as hy nie gered is nie, dan moet jy mos nou vir hom evangeliseer om gered te word. En dan kan hy nagmaal gebruik of sy. Dis wat ek hier lees. Handelinge 5 vers 41. Hulle het toe van die raad af weggegaan, bly dat hulle waardig geag was om vir sy naam oneer te ly. En hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is nie. Ek hoop nie julle hoor hierdie hond wat so blaf nie, dit is so irriterend, jy weet, ek kan nie glo dat mense, skus julle, dat mense 'n hond het, in hulle jaard, net hier agter, en daai hond blaf, smaak dit vir my dag en nag. Ons het nou al gebid, en dan bly hy so 'n bietjie stil, maar dit lyk, wanneer ons hier besig is dit die keer wat die duiwel daardie hond so on-switch aanskakel, en dan gaan hy so aan. Ek hoop nie julle hoor dit nie. Ons kruisig maar ons vlees. Kom ons gaan aan. Matteus 26 vers 38. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Nou hierdie wil ek net graag vir julle ietsie wys, wat ek ook voel, dit word verdraai in die woord. Kom, ek gaan eers vir julle hierdie vraagie vra, julle moet nou dink. God en Jesus, die Vader, Seun en Heilige Gees, wat een is, het hulle saam besluit dat Jesus gekruisig gaan word en dat hy sy lewe moet gee vir die mens. Het hulle dit saam besluit? Ek dink so. Ek dink so. Want ons lees dit al in die Ou Testament dat hy gaan sterf op 'n paal en dat Jesus gaan kom. Die profesie is daar en dat hy gaan sterf op die kruis. So dit is lank al besluit dat Jesus gaan sy seun stuur vir ons om gered te word van die slawerny van Satan. Goed. So dis nie 'n ding wat verander kan word nie. Of dink julle daardie gedagte, daai besluit wat God en Jesus in die Gees geneem het, daai jare al, baie jare terug, kan dit verander word? Kan iets daar verander? Nee, Jesus moet nie sterf nie. Dit moet anderster wees. En hy moet nie op 'n kruis sterf nie. Nee, hy moet liewerster 'n hartaanval kry of iets anders, maar net nie op die kruis nie. Wat sou julle dink? Ek glo nie dit kan verander nie. Dit is 'n profesie. 'n Profesie is daar en dit gaan waar word. Met ander woorde, dit gaan waar word. Het Jesus dit geweet, dat dit gaan waar word? Natuurlik het Jesus geweet, dit gaan waar word. Dis hoekom hy gekom het. Hy het ingestem om te kom. Kom ons lees hierdie. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Dis toe hy gaan bid het in Getsemane. Na die Paasfees in die nagmaal nou.
En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie, maar U wil. Nou daar word gesê, dat Jesus het gebid, ag Here, laat hierdie beker, hierdie kruisiging wat nou voor lê, by my verbygaan. Dis nie waar nie. Hoekom sou hy dit gebid het? Hy het dan gekom om dit te doen vir ons. Hy het net 'n paar ure tevore gesê, ek gaan gekruisig word. Hulle gaan my kom vang. Kom ons lees Markus se storie. En hy neem Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom en begin ontsteld en benoud te word. En hy sê vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak. En toe hy 'n bietjie verder gegaan het, val hy op die grond en bid, dat as dit moontlik was, nou sê hy vir die Vader, as dit moontlik was, die uur by hom sou verbygaan. Vader, as dit moontlik is, laat hierdie uur net by my verbygaan, sê hy vir die Vader. En hy sê, Abba Vader, alle dinge is vir U moontlik. Neem hierdie beker van my weg, nogtans nie wat ek wil nie, maar U wil geskied. Nou ons lees ook in 'n ander, ek dink is in Lukas, ek kan nou nie onthou nie, waar hy sê dat sy sweet het nie bloeddruppels geword nie, het soos bloeddruppels geword. Goed. Wat het daar gebeur? Wat het hy vir die Vader gevra? Hy was tot die dood toe moeg, sê die woord van die Here, tot die dood toe. Hy wou sterf daar. Dis wat hy vir die Vader sê, Vader, laat hierdie beker, wat ek hier drink, net verbygaan. Want die plan is die kruis. Die kruis is waarop ek moet sterf. Ek kan nie nou sterf nie. Hy is benoud, hy wil doodgaan tot die dood toe. Hy het so bloed gesweet. Vader, ek mag nie nou doodgaan nie. Laat hierdie beker by my nou verbygaan. Maar nogtans nie my wil nie. As ek nou moet sterf, is dit reg, want hy was 'n mens sonder sonde. Maar hy het ook gesterf. Hy het ook seer gekry. Hy het ook 'n hartseer gehad. Hy het ook gehuil toe Lazarus in die graf was. Hy het al die emosies gehad wat ek en jy het. Hy kon ook daar dood gegaan het. En hy het gevoel hy gaan dood. So erg was dit. Onthou, hy was so hy was toen daarna eintlik so geslaan, maar op daai oomblik was dit so. Ek weet nie hoe dink julle daaroor nie, maar dis wat ek sê, dit is eintlik vals. As ek sê, hy het vir God gesê, Here, laat hierdie kruisiging van my verbygaan. Maar neem soos ek, nee. Hulle het jare terug besluit, dis wat moet gebeur. Nie dat jy in Getsemane nie moet sterf nie, maar dat jy moet kruis toe gaan. Wow. Lukas 22 vers 44, en toe hy in die sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword, soos bloeddruppels, wat op die grond val. Wow, dis verskriklik. Dis verskriklik. Nou kom ons kyk na die druiwesap. Wyn wat druiwesap of wyn wat gefermenteerd dit druiwesap is. Wat was dit? Was dit wyn dan? Met ander woorde is druiwesap wat gegis het, of was dit plain druiwesap? Nou ek weet baie mense sê, ja, maar daai tyd van die jaar was die druiwe nie vars nie, ensovoorts. Ek weet nie, maar ek kyk wat die woord sê. Markus 14:25, voorwaar ek sê vir julle, ek sal nooit meer uit van hierdie vrug van die wynstok drink nie. Nou ek weet nie of dit waar die probleem gekom het nie. Die vrug van die wynstok. Dit is nie die vrug van die wynstok nie. Die wynstok is nie in die Bybel nie. Dit is, verily, verily, I say unto you, I will drink no more of the fruit of the vine, die vrug van die wingerd.
Nou lyk dit vir my die mense, die Afrikaanse ouens lees om die wynstok. Nee, dis fruit of the vine. Dis wat dit is. Gaan kyk in die hele Bybel, waar hy sê, jy moenie wyn drink nie, drink 'n bietjie wyn vir die maag. Dan sê hy in die Grieks daar, laat dit gefermenteerde druiwesap is. Dis dit is gegiste druiwe. Waar hy sê wyn. In die Bybel, gaan lees dit self. In die oorspronklike taal, dan sien jy, orals is dit waar, as hy sê wyn, dan kyk jy in die Grieks, dan is dit gegiste druiwesap. Maar nie in hierdie geval nie. En ook nie in ander gevalle waar hy sê die wynstok, dit is the fruit of the vine, nie wyn nie, nie wynstok nie. Maar weer eens, jy besluit self of jy nie jou vlees kan kruisig nie. Jy moet 'n bietjie wyn inkry, want dalk is jou maag seer. Of om te sê, nee, ek drink druiwesap. Al is daar wat ook al in, daar's dan nie alkohol in nie. En al was dit watter tyd van die jaar. Ek weet as jy al hierdie goed wil in jou verstand en uitwerk, om jou vlees tevrede te hê, net om 'n bietjie wyn te drink, dan moet jy dit maar so doen. Maar ek sê nee. As jy kan iets drink sonder alkohol aan, dan is dit reg. Dis hoekom ek dit doen. Maar ek weet, meeste mense het besluit op druiwesap, maar dis die regte besluit, dit is reg. Maar as jy voel jy wil wyn drink, jou saak, tussen jou en die Here, ek het niks daarmee te doen nie. Dis 'n saak tussen jou en God. Jy weet, ek sê altyd vir mense, I've got patience to wait, to see what the truth was. Ek is geduldig. Ek kan wag tot die Here kom om te sien wat die waarheid was. Maar ek berei my nou voor om heilig te leef, om my vlees te kruisig, om die Here te behaag. En as ek nie seker is nie, dan doen ek die ding wat nie lekker vir my vlees is nie. Verstaan wat ek sê? So mensies, ek dink, ek het klaar gepraat oor die nagmaal. Daar's vele ander goed, en ons gaan volgende keer gaan ons praat oor iets anders, wat ook in die Bybel bietjie verdraai is, en wat ek vind, baie gemeentelede weet nie daarvan nie. Hier kom mense hier by ons, en ons praat oor goed, en as ek 'n vraag vra, weet julle daarvan, weet julle, nee, ons weet nie daarvan nie, en so aan, en daarom noop dit ons om te study, en bietjie te deel met mense. Dis lekker, ons sing nie, ons voer nie warfare nie, gebed nie, want die Here weet in elk geval alles, en hy's in charge, so ons vra die Here in ernstige gebed, laat sy wil geskied in ons lewens, en dit is wat ons doen, en verder gebruik ons die kwaliteit tyd, en die kwantiteit, om die Here se woord te study. Hy het dit vele male gesê, en hy het die net so dik boek vir ons gegee, met 66 boeke, om van te leer, die spesifikasie van heiligmaking en so. Ek kan nie daai tyd gaan gebruik, om my vlees te please, om ander dinge te doen nie. Ok, moenie kwaad wees vir my nie, kruisig julle vlees, sien julle volgende keer.